verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naand op hierdie Sondag aand. En hoe lekker is dit om met jou te kan gesels hier vanaf KZN Newcastle. Kruiskyk Sondag 8uur. Elke Sondag aand is ons daar by jou. Waar jy is, waar jy kyk, ons is daar. In jou sitkamer. Waar jy ook al is, ons is daar by jou. Dankie man dat jy kyk. Dankie vir die feedbacks en die terugvoerings wat ons kry op ons kruiskyk uitsendings. Mag die Here vir julle seën. Ons kry sulke mooi boodskappe. Ons kry mense wat vir ons bid en onthou net 0798988604. Praat met ons, WhatsApp my. En daar is baie van ons voice clip luisteraars wie ook kyk en mag die Here julle seën. En ek gaan vanaand net so kortlik met jou praat oor jy weet die valse vrede wat daar is wat hulle vir ons meer wil verseker. Ek het nydag by 'n boodskap daaroor gesels en dan natuurlik die hele oorkoepelende gedagte vanaand is oorgegee. Nou ek het gereël met Kruiskyk, baie dankie Ref dat jy dit vir ons doen na hierdie uitsending of na hierdie boodskap eerder, dan gaan hulle daai pragtige lied vir ons opsit wat Pastor Clemens hulle en 'n paar van hulle mense, my dogter en haar man ingesluit, die opname gemaak het oor die lied oorgegee daar so by die see en alles. So dit gaan mooi aanvul by hierdie boodskap. Baie dankie dat ons dit mag gebruik. Kruiskyk ons eer die Here vir dit. Nou Jeremia 6. Baie bekend, vers 14 en hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in skande omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle hul nie in die minste nie. Tog weet hulle nie hoe om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val. En die tyd dat ek aan hulle besoeking doen, sal hulle struikel, sê die Here. Hoor vers 16. So spreek die Here. Staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is. Wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Ek het ook wagte oor julle gestel en gesê, luister na die geluid van die bassein. Maar hulle het geantwoord, ons wil nie luister nie. Nou die onderwerp die afgelope tyd in ons land, wêreldwyd ook natuurlik, is die spektakel, the spectacle, wat plaasgevind het. Nou die tyd wanneer u nou natuurlik hierdie uitsending na kyk en praat ons van so week en 'n half, dalk 2 weke terug, maar hierdie opname is gemaak op Sondag die 25ste Sondagmiddag en het ons 'n goddelike diens gehad, by the way. Die absolute spektakel van leuns. Weet jy, ek kry hernieuwde waardering vir God se woord, wat sê, dat wat jy in die donkerste donker doen, sal
op die dakke uitgebasyn word, sal in die lig geopenbaar word. Vanaand wil ek net so vinnig noem oor daardie spektakel waar ons geagbare of agbare president met sy afvaardiging, net die Here in die hemel weet, wat soek 2 golfers daar, dit is al 2 in elk geval nou al so, te oud vir dit in elk geval, so ek moet nou versigtig wees wat ek nou daar sê, maar die Vader in die hemel weet alleen wat hulle daar probeer doen het, sonder om nou daarin te diep te gaan. Sê die woord. Hulle sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Nou, hierdie is 'n eindtyd, ek wil amper sê profesie. Dit speel voor ons af. Dit is op ons televisies. En ons eie land het weer in daardie strik getrap, deur te sê dat daar feitelik in Suid-Afrika niks fout is nie. En gelukkig is die afvaardiging van die Amerikaners met hulle president daarom nou nie onder 'n kalkoen uitgebore nie, en was hulle huiswerk baie goed gedoen, en die feite is daar. Dit gaan oor, en daai was vir my 'n baie duidelike afspeel van, hulle sal sê vrede, met ander woorde, hulle sal sê, daar is niks fout nie. Terwyl God se woord, sê Jeremia 6, daar is geen vrede nie. Wel, ten minste nie, wat hulle sê nie. Nou sê in vers 16, so spreek die Here, staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Ons leef in die mees krom en verdraaide tyd sedert die tyd van die mens. Hulle het weggegooi in die kerkesektor wat jare gewerk het. En nou sê hy, vra eerder na die ou weë. Hy sê, ek het wagte oor julle aangestel, en gesê, luister na die basyn en die geluid daarvan. Maar hulle het geantwoord, ons wil nie luister nie. 3 goed. Eerstens, beroep hulle in hierdie tyd waarin ons lewe, baie mense, hulle self op valse vrede, wat daar nie is nie. Hulle soek nie die ou weë nie, wat hulle wil daarin nie wandel nie. Verwysend na God se woord, wat nog altyd gewerk het, en altyd sal werk. En dan, ook, het hulle gesê, ons wil nie luister na die wagte nie, sê God se woord nie, dat ek het wagte op julle mure gesit, wat gedurig deur, julle moet waarsku. Nou, ek glo, en ek is van mening, dat slegs hulle, wie in hierdie tyd werklik oorgegee gaan wees aan die Here, oorgegee, met 'n, ek wil op sê, 'n oorgegeede gebedslewe, jouself oorgee aan die heilige woord van God, en doen wat hy sê, en besef dat jy nie aan jouself behoort nie, maar dat jy aan God behoort, en daardie reg om self oor jou te sê, dit wat jy wil doen, het ek en jy prys gegee, die dag wat ek gesê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe binne in my. In 2-3 dae, man, ag man, ek wil sommer so ver gaan, in 'n halfuur, het Suid-Afrika van hulle self 'n sirkus gemaak in Amerika,
deur te ontken dat hierdie land in 'n geweldige, die hoogste korrupsie, die moorde, en hulle sê waaragtig dat dit is nie so nie. Wat 'n spektakel. Wat sê, daar is vrede, terwyl daar nie vrede is nie. Sê die God se woord nie, wanneer hulle sê, vrede, vrede, sal 'n skielike verderf hulle oorval. Ons leef in daai tyd. Ons leef in daardie tyd, mense, waar mense absoluut, op hulle eie insigte steun, wat nie meer die ou wees soek nie. Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer wil hoor wat sê die wagters wat God aangestel het nie. Ons het daai Sondag wat ek hierdie opname gemaak het, daai oggend, die opname was so 12:30 die middag, maar daai oggend, die oggend van die 25ste, het die Here ons kom besoek aan hierdie plek. Ek wil sê, amper 100% van hulle wie in daardie diens was, het uitgestap. Ek gesê, Here, baie dankie dat ek op die skedule van God is. Dankie dat my naam op God se lippe is. Ongeag wat hulle daar buite sê. Al propageer hulle valse vrede. Al soek hulle nie die ou wee nie. Al wil hulle nie luister na die wagters nie. Wil ek vir jou sê, vanaand in die naam van die Here, God bly God, and God will not be silent. Of ons daarvan hou of nie. Ons sê dit baie, dat tyd vir kerkspeel is verby. Ek wil jou vanaand sê, dat jou siel is baie belangrik vir die Here, hoor. En hoe gouer jou eie siel vir jouself belangrik word, hoe beter. Want ons leef in 'n tyd waar, weet jy wat, jy kan maar sonde doen, jy's fyn. Jy hoef nie te luister na die woordprediking nie. Inteendeel, hoef jy nie eens kerk toe te gaan nie. Al hierdie goed, alles afgewater. En dan beroep hulle self op valse vrede. Kan ek gou vir jou sê, dat die vader van die valse vrede is die vader van die leuns, wat vir jou 'n valse vrede gaan gee, 'n sogenaamde vrede, wat jou gaan laat dink, dat in jou verskriklike, gruwelike toestand, is jy alright, terwyl God sê, daar is nie vrede nie. Hy is die vredevors. Hy is die God van vrede. Dis net hy wat vrede in jou hart vir jou kan gee. Geen mens nie, geen president nie, wel veral nie, in Suid-Afrika nie. Hulle kan nie vir jou vrede gee nie. Net God kan. En as daar 'n hinkering in jou binneste is, dat jy meer van God soek, en minder van jou eie ideologie, van jou eie opinies, van jou eie sieninge. Ek wil vir jou sê, daar is 'n ou wêreldse lied, wat hulle gesing het, nou het ek sy naam vergeet, vir 'n oomblik, Sinatra, Frank Sinatra, wat gesing het, I did it my way, I did it my way. Dis die thema lied in die hel. Dis die volkslied in die hel. Hoor wat ek jou sê, I did it my way. Ek het gekies om 'n vrede te vat wat nie eg was nie, sodat ek kon beter voel in my toestand. Ek het gekies om nie te luister na die wagte wat God aangestel het, en ek wou nie na hulle luister nie. Ek het nie die waarheid gesoek nie. En dan het ek ook nie na die ou wee gesoek nie. Die waarheid, en die waarheid alleen. Dat soveel plastiek ingekom, soveel kunsmatigheid wat ingekom het in die kerkesektor en in die lewens van mense, dat my mond hang oop as ek net dink hoe dat mense verval het in 'n toestand van selfregverdiging, in 'n toestand van eens gered, altyd gered. Hoe sit jy op nasionale platform, op televisie wat wêreldwyd is, en ons maak 'n spektakel van onsself,
'n grap van onsself, deur te sê wat die wêreld kan bewys, dat dit nie gebeur nie. Baie mense gaan voor God staan, en sê, maar Here, dit is nie so erg nie, en dan gaan die Here, soos hierdie skerm hier agter, al die ongeregtigheid, gaan voor mense afspeel, terwyl hulle aan valse vrede en voorwendsels vasgehou het. Ek wil hierdie kort uitsending, want ons wil graag daai lied dat speel. My vrou dink, ons gaan so 'n minuut eet, dat nog aangaan. Nog 'n minuut langer. Wil ek vir jou sê, moenie dat jy dink dat die enemy, hy's die meester, hy's the master of confusion. En hy kom, en hy bring 'n valsheid in die harte van mense, en hulle skree, ons het vrede in ons hart. Ek haat mense, maar ek het vrede. Ek weier om mense vry te spreek, maar ek het vrede. Ek weier om hierdie bitterheid teenoor mense te laat gaan, maar ek het vrede. God sê, dit is nie vrede nie. Vader, vergeef my, net soos wat ek my skuldenaars vergewe. Mag die Here ons help, dat ons sal wakker skrik in hierdie tyd, met alles wat in ons is, en sê, Here, ek wil nie mislei word met 'n valse vrede. Ek wil vashou aan die ou weë. En Here, ek wil hoor wat die wagte sê. Vader, dankie dat ons vanaand met U kan praat, en oor U kan praat, en kan praat wat baie relevant is. Baie relevant. Here, ons sal ons moet stuur. Ons sal ons moet stuur aan hierdie woord, wat gister en vandag en alle ewigheid dieselfde is. Help ons, begin by my, Here, dat ek nooit sal vashou aan 'n valse hoop, aan 'n valse vrede nie. Maar Here, soos wat hierdie lied gaan sê, Here, dat ons oorgegee, dat ons oorgegee gaan wees aan die waarheid, en niks anderste as die waarheid nie. Ek bind elke valse vrede, valse gerusheid, en ek bid, Here, dat ons wat vanaand luister, sal ernstig wees, Here, want U kom binnekort vir hulle wie oorgegee is aan U, en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie dat julle geluister het. Luister gerus hierdie lied. En sê, Here, my gebed is, ekskuus tog, dat ek ten volle oorgegee sal wees aan U woord en aan U waarheid. Die Here seën vir julle, totsiens. Soos 'n Isak op die altaar, lê ek myself neer vir U plan en doel in heiligheid, o Heer. Soos 'n bruid haarself bewaar vir haar bruidegom rein hou, om heelhartig haarself te gee, so wy ek myself aan U.